bietjie later ingekom het vanoggend. Ons gaan vanoggend met die gebedsmoment stilstaan by die vervolging van Christene in die wêreld. En as jy na die skyfies kyk, so dan aanbeweeg, sal jy sien dat baie van hierdie vervolging gebeur in Afrika. So daar is in Noord-Afrika 3 lande wat op die mees vervolgde lande is van Christene en ook wat deesdae nie eintlik in die nuus is nie, maar eintlik in die nuus behoort te wees, is Nigerië ook een van die lande waar Christene verskriklik vervolg word. As ons dan daarna kyk, sal julle ook sien dat dit dikwels in moslimlande is waar Christene vervolg word, juis ook vir hulle geloof, en dit is nogal 'n verskriklike ding om in sulke omstandighede te moet leef. Ons julle kan aanskryf. Daar is meer as 50 lande in die wêreld en hulle ondervind wat uiterste baie hoë vlakke van vervolging en diskriminasie beleef. En soos julle daar sien, soos ons benoem het, is dit dikwels ook die moslimlande in Afrika. So julle sal ook weet van die noorde van Mosambiek, ons het so rukkie terug het ons 'n gebedsmoment daar ook gehad, waar die noorde van Mosambiek daar ook eintlik maar ISIS terroriste is wat besig is om Christene te vervolg en dood te maak en eintlik in die dorpies in te gaan en daar net mense voor die voet op baie wrede maniere dood te maak. Wanneer ons dan na hierdie kyk, dan sien ons ook dit is nie net die vervolging van hulle liggaam en waar hulle doodgemaak word nie, maar dit is dikwels ook op meer subtiele maniere waar hulle eintlik net van regte ontneem word, soos die vryheid van hulle geloof, maar waar hulle ook sekere voorkeure wat enige persoon behoort te kry in die land waar hulle leef, net nie meer kry. Vanoggend, as ons na hierdie dinge kyk, moet ons natuurlik ook noem van Europa, daar sien julle baie op die nuus van die onwettige immigrante wat in die land inkom, dikwels moslems, en ons sien ook baie geweld wat dan hiermee gepaard gaan. Vanoggend is ons reformasiefees, dit is hoekom ek het Derek so lyk en Isomreet nou nog nie toe gaan nie, maar sy het haar beste poging aangewend om meestal soos ons te lyk. So sy het so iets van 'n halwe toga aan vanoggend. Maar as ons deur die geskiedenis van Christendom kyk, is vervolging iets wat reg deur die Christengeskiedenis deel was van ons geloof. Ons weet van die vroeë Christen martelaars, ons weet dat eintlik maar al die disippels van Jesus ook op vrede maniere vervolg is vir hulle geloof en gesterf het. En wanneer ons dan vanoggend by die Reformatie Sondag stil staan, nou die 31ste Oktober 508 jaar terug is, dan weet ons ook die vaders van die Reformatie is vervolg vir dit wat hulle geglo het. Hulle is vervolg omdat hulle opgestaan het teen die ongeregtigheid van die Katolieke Kerk, deur die skeefdraaiing van die skrif wat in daardie tyd in die Katolieke Kerk plaasgevind is, en baie van hulle het ook daarvoor hulle lewe verloor. En wanneer ons vandag hier sit, is dit eintlik vir ons moeilik om so 'n situasie in te dink, want vir ons is daar min tot geen vervolging vir ons geloofsoortuiging. En daarom is dit vir ons 'n wêreld wat so ver weg is, maar vir die vaders van die Reformatie en ook hierdie mense wat in hierdie lande woon, kan hulle regtig verstaan wanneer Jesus sê ons is in die wêreld, maar nie deel van die wêreld nie. Vir hulle is daar 'n beduidende verskil tussen hoe die wêreld leef en hoe hulle leef. En dikwels verloor hulle lewe juis omdat hulle kies om anders as die wêreld te leef. En vir ons hier in Suid-Afrika is dit dan nie net 'n voorreg nie, maar 'n absolute verantwoordelikheid om 'n oomblik saam stil te word en ook hierdie gelowiges in ons gebede op te dra en ook te bid dat die Here vir hulle in hulle vervolging naby sal wees, dat die Here vir hulle innerlike krag sal gee, maar ook dat die Here hulle vir ons as 'n voorbeeld sal gebruik om in ons geloof sterk te staan, dat ons nie ook afvallig raak in ons geloof, omdat daar nie druk is om dit uit te oefen en uit te leef, omdat daar nie druk op ons is om die naam van Christus te getuig. So kom ons word stil in gebed en ons dra hierdie gelowiges ook op aan U.
Hemelse Vader, ons kom vandag in dankbaarheid voor U. Dankbaarheid dat ons vrylik hier vandag by mekaar kan kom in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Dankie dat ons die voorreg het om vanoggend te kan bely dat U ons God is, sonder vrees dat iemand ons gaan stilmaak, sonder vrees dat iemand ons gaan vervolg. Maar so dra ons vandag ook die wat nie so gelukkig is nie aan U op. Die gelowiges wat in lande leef waar hulle bloot weens hulle geloof in U grootheid, weens hulle uitdra van en uitleef van die evangelie, daagliks vir hulle lewe moet vrees. Ons bid vir gelowiges wat in lande leef waar dit al moeiliker ook raak om te kan bely dat hulle Christene is, waar hulle vervolg word vir dit wat hulle bely met hulle lippe en hulle lewens. Ons vra dat U by hulle sal wees, dat U hulle sal versterk en dat U hulle sal help om te volhard in hulle geloof. Maar so bid ons ook dat U sal help dat hulle en ook die geloofshelde van die verlede vir ons 'n voorbeeld sal wees van wat dit is om te volhard in geloof. Dat U ons deur hulle getuienis sal aanspoor om ook te kan bely wat ons glo. Nie net met ons lippe nie, maar ook met ons kop, met ons hart en met ons hande. Help ons om te volhard in die geloof, ongeag wat rondom ons mag gebeur. En help ons om altyd ook in gebed in te tree vir die wat nie kan, vir die wat nie hulle geloof vrylik kan uitleef. Ons bid dit alles in U groot en heilige naam alleen. En ons bely dat U ons God is, dat U ons verlosser is, en dat ons elke dag met ons lewe en alles wat ons doen, dit sal bely. Amen. Ons hulp is in die naam van die Here. Die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Amen. Ons steek hierdie kers aan terwyl ons dink aan God die Vader wat die hemel en die aarde geskep het en die lewensasem in ons geblaas het. Ons steek hierdie kers aan en ons dink aan Jesus Christus wat die weg gebaan het sodat ons 'n lewe van oorvloed mag leef. Ons steek hierdie kers aan terwyl ons dink aan God die Heilige Gees wat ons seën met die liefde van die drie-enige God, Vader, Seun en Gees. Gemeente bely ons saam die volgende. Ons bely ons geloof in die liefdevolle drie-eenheid. God het oor ons, God met ons, van die begin tot die einde,
ewigheid tot ewigheid. Amen. Liewe gemeente, genade en vrede vir julle van die een God, wat deur die eeue heen sy kerk in stand hou en lei, die Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou ook saam ons skuld bely. Voor God en saam met die gemeente van God, bely ek my gebrokenheid, dat ek op verskillende maniere my eie lewe verword, die lewe van ander en die lewe van die wêreld. Mag God jou vergewe, mag Christus jou vergewe, en mag die Gees jou help om te groei in liefde. Amen. Voor God en saam met die gemeente van God, bely ek my gebrokenheid, dat ek op verskillende maniere my eie lewe verword, die lewe van ander en die lewe van die wêreld. Mag God jou vergewe, mag Christus jou vernuwe en mag die Gees jou help om te groei in liefde. Amen. Awesome.
Ons almagtige God en Hemelse Vader, Here, dankie dat ons vanoggend weer die voorreg het om U met ons dankoffer te loof en prys. Here, dankie dat ons daarvan kan getuig dat dit ons as 'n geloofsfamilie nader aan mekaar laat leef, maar dat dit ons wat nader aan U laat leef en dat ons wat op hierdie manier kan weet dat ons deel het aan U groot heiligheid, maar dat U ook deel word van ons lewens hier op aarde. Here, dankie dat ons almal se hele lewe 'n dankoffer vir U kan wees. En Here, dankie dat ons vandag op hierdie besonderse dag ook daarvan kan getuig dat daar soveel mense deur die eeue heen was, wie se lewens dankoffers vir U was, dat ons vandag ook in ons gereformeerde tradisie kan wees waar ons vandag is. Here, ons bid dat U ons sal lei en sal help om alles wat ons vandag in hierdie diens doen, maar ook alles wat ons verder in hierdie week doen, dat dit ook 'n dankoffer vir U sal wees. En dat ons alles wat ons doen, sal doen asof ons dit net vir U doen. Here, dankie vir U ongelooflike groot genade wat ons ontvang, om enigstens hierdie dinge te kan bid en te kan vra. En ons doen dit net in U groot en heilige naam alleen. Amen. Ek wil graag soos wat almal nou terugstap, 'n geleentheid gee om bietjie na mekaar toe te draai. Hoor, hoe gaan dit met jou buurman of buurvrou vanoggend? Is dit 'n nuwe persoon? Is dit hulle? Hoor waar kom hulle vandaan? Ek wil julle dan ook oom Helpart wys, kan julle my nie hoor nie, is ek te sag. Kan ek enigstens nog harder? Kijk, kom ons kyk, is dit nou beter? Ok, uitstekend, hulle wys vir my, anders sal ek ook handgebare taal probeer gebruik, maar ek dink nie dit gaan baie goed werk nie. Maar ek nooi julle dan om ook julle gesprekke voor te sit, by die tee en die koffie na die tyd. Ek wil graag begin. Derek sê vir my, ek was nou, soos julle weet, vir 'n paar weke nie hier nie, maar ek sien daar loop hulle. Ons het ook die nuwe lidmate hierso, een loop nou by die deur uit, dis Russell en Sonie. Ja, so ons sê vir julle baie welkom. Dit is lekker om julle ook hier te kan hê daar in die banke by die kinders. So baie welkom hier by ons. Ek deel ook 'n paar name hierso. By die voorbereiding dink ons ook aan die familie van oom Erik Pretorius en tannie Annika Jansen van Rensburg. Hulle is in die week oorlede, so ons dink aan hulle. Weet oom Erik se roudiens is Dinsdag. Weet of daar enige reëlings is rondom tannie Annika. Volgende Saterdag is tannie Annika se roudiens. So as julle daar wil ondersteun of net inloer, is julle meer as welkom. En dan wil ek ook oom Christie Jonker noem, hy het geval. So ons dink ook aan hom op hierdie stadium. En Derek sê vir my oom Jan Blighnet is ook weer in die hospitaal. So ons dink ook aan tannie hulle in hierdie tyd. So ons het dan 'n klomp ander name ook, so kom ons dink regtig net aan hulle en ons dra hulle in gebed op. En as jy vandag of in die week gelei voel, gaan kyk na hierdie name en reik dalk uit en hoor 'n bietjie hoe gaan dit of bid dalk net vir hierdie persone. Daar is vanoggend net 'n paar afkondigings. Ek dink die belangrikste wat ek vanoggend wil noem is dat daar die 1 November by Wilgers Aftreeoord 'n markdag is, die Saterdag.
En soos julle weet, ondersteun Volkers Afgehoord ons gemeente ook altyd as ons iets aan die gang het of besig is met iets. So hierdie is 'n mooi geleentheid vir ons om ook so terug te gee en hierdie dag te gaan ondersteun. So as julle lus is vir ietsie bietjie anderste, kan julle Saterdag 1 November, dit is op die bassein, ook daar bietjie gaan kuier. En dan kom ons eintlik maar by ons verjaarsdag vanoggend en daar is net een en sy het al vroeër die week ook 'n kers aangesteek, maar Tannie Susan Fourie met haar hele familie wat amper 'n bank vol sit hier vanoggend, Tannie kan asseblief vorentoe kom. Tannie lyk te mooi in die rooi rok. Kom ons bid tot die Here se seën oor haar. Dan kom ons seker by die gedeelte wat ek die meeste gemis het. Toe ek so rukkie weg was, kan die kinders asseblief almal vorentoe kom. Kan ek gou sien hier in die gemeente, is daar, weet nou van Tannie Susan, maar is al nog verjaarsdag? Nog verjaarsdag, kyk oral, enige huweliksherdenkings. Derek sê hy dink hy kan rente 'n sjokolade kry met sy dogter verjaar Vrydag. Ek stem nie heeltemal saam nie. So ons sal daaroor 'n revisie neem. Ons het Dinsdag kerkraadsvergadering, so ons sal daar besluit maak. Kyk daarso, okay, dankie. Tannie lyk asof Tannie besig is met 'n afslaer wat hier so iets aan Tannie wil verkoop en maak net so. Tannie kan Tannie se hand asseblief ophou, so is Tannie Susan en daar. Wie gaan my help? Daar sy, kom ek vir video nie so. Gaan met jou. Ja, goed, as jy wil stap saam met hulle, maar ons net 2 verjaarsdag. Tannie moet Tannie se hand as hy. Is niemand hier nie. Julle het nou nie verjaar of iets nie. Nou nie kyk daar nie. Daarbo. Karin, jy kan maar na die diens by my sjokolade kom kry, 1 en jy kan besluit wat jy met hom wil doen. Maar ek dink nie Derek moet daarna by kom nie. Goed. Dan het ek iets anders gebring vandag. So, weet julle wat is hierdie 2 goed? Kyk. Kyk, maar wat se skoene is hierdie? Dis nie rugby skoene nie. Kyk, as jy rugby met hierdie speel, gaan jy mense. Dis nie rugby nie, is die sokker nie. Dink. Jy's reg, dis atletiek skoene, dankie. Derek. So hierdie is ja, Spikes. Sien. Daar sit hulle voel daarso. Sien julle, so jy dra dit sodat jy net bietjie vinniger kan hardloop. So dit maak jy lekker vinnig en jy sien is mooi groen ook. So dit lyk sommer wat vinnig as jy hardloop.
As jy nie vinnig is nie, moet jy dit dra, want dan lyk jy daarom vinnig met die vriend beweer. En dan weet julle wat hier, dan weet julle wie se medalje is dit? Nee, dit is Dominee Derrickson. Ek het by hom 'n medalje geleen, maar wanneer kry mense 'n medalje? Ja, en as jy wen, baie gedoen, nee. Nou, ek het gisteraand lekker kaalvoet rondgeloop, hier het regtig gebeur. En terwyl ek kaalvoet rondgeloop het, toe skielik hier onder my klein voetjie, toe sit baie seer. En toe dink ek, wat het nou gebeur? En dit was donker, ek maak net so en ek voel iets kom van my toon af, toe het by my gesteek. My toon is, my klein toontjie lyk so klein bietjie soos 'n groot toontjie vanoggend. Maar as ek nou atletiek gehardloop het, nee, en ek is besig met 'n hardloop en ek is halfpad klaar, ek hardloop ver en 'n by steek my en ek gaan sit net daar in die middel van die atletiekbaan en ek sê ek is nou klaar. Gaan ek 'n medalje kry? Hoekom nie? Want ek het gestop, nee? So ons gaan nou in die Bybel lees waar Paulus, julle ken vir Paulus in die Bybel, waar hy ook vir Timoteus ietsie vertel van 'n wedloop. Maar die wedloop waarvan hy praat, so 'n kompetisie, was nie eintlik 'n kompetisie nie. Hy gaan vir hom vertel, hy het hier gehardloop en hy het hierdie wedloop gehardloop en hy het sy beste gedoen en hy het klaar gemaak. En daarom weet hy gaan 'n prys kry. Maar die prys is nie 'n medalje nie. Weet jy wat die prys? Sy ewige lewe saam met God. Maar hierdie kompetisie, ja, jy kan 'n trofee ook kry, maar nie daarso. Jy kry dit baie beter. Hierdie kompetisie is nie as jy eerste is of die beste is of die vinnigste is nie, want dit is in elk geval God wat vir jou die krag gee om dit te kan doen. Maar ons gaan hoor dat dit belangrik is dat ons moet aanhou om 'n kind van God te wees. Ons kan nie sê nou is ek nie meer lus nie, nou wil ek doen wat ek wil, nou wil ek stout wees nie. Ons moet aanhou, nee. Jy kan nie vandag soet wees, kom ons sê jy is môre soet en dan die res van die week is jy stout en dan kan jy nie vir jou maale sê, hoorie maar ek was mos nou soet gewees nie. Wat gaan hulle vir jou sê? Jy gaan nie medalje kry nie, nee. Jy gaan eerder groot moeilikheid kry. So, ons gaan vandag lees hiervan en dan gaan ons hoor dat God vir ons baie lief is en dat hy ons help om aan te hou hardloop, om aan te hou sy kinders te wees, okay? Goed, kom ons bid saam, dan gaan ek vir julle sjokolade gee. Dankie Jesus, dat ons kan weet, U is lief vir ons. Help ons om altyd te hardloop in U naam. Help ons om lief te wees en om te gee vir alle mense. In Jesus naam. Amen. So, ek sou vir julle my toon gewys het, maar dan gaan julle uitpas, want ek dink my voete stink nou in hierdie skoene, nee. So, jy kan een vir jou boetie vat, my vir jou boetie sê, hy moet saam met ons kom. Ja, kom hier so, gaan julle daar so. Dankie. Hier bere. Derek, jy kan jou medalje terugkry na die diens. Ek het nie eens sjokolade. Goeiemôre almal van my kant af. Ek wil daarom net sê ek het nie medalje gekry dat ek gewen het, maar omdat ek die wedloop voltooi het. So dit pas eintlik baie goed aan by die hele tema. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanoggend in U naam hier by mekaar kan wees. Here, dat ons weet dat ons op hierdie oomblik ook deelneem aan 'n wedloop. En dankie dat U die God is wat vir ons die krag gee daarvoor. Dankie dat U vir ons geleenthede gee waar ons ook oefen vir hierdie wedloop waaraan ons deelneem. En dat hierdie erediens van vanoggend ook so 'n geleentheid is. Dankie vir die Heilige Gees wat ook hier is om ons die krag te gee, om ons
insig te gee, om ons te motiveer. Dankie dat ons kan weet dat ons kan terugkyk in die verlede en sien hoe dat U oor eeue heen U kerk in stand hou. En dat juist dit ons ook help om vorentoe te kyk, sodat ons kan volhard. Want ons weet ons is nie alleen nie. U is met ons. Dankie vir U woord. U woord alleen wat vir ons die waarheid leer. Dankie vir geloof wat U vir ons gee. Dankie vir genade om daardie geloof te kan aanneem. Dankie dat dit alles net waar is in die naam van Jesus Christus. En daarom bring ons aan God alleen al die eer. Amen. Ek dink ek het hier gestaan en preek die dag toe ek hier vir my onderhoud was en daarna nie weer nie, en hier is net by uitsondering neem kennis. Maar ek wil net 'n verskywing hier maak asseblief. Kom ons lees uit 2 Timoteus 4 vers 6 tot 18. Dit volg op die gedeelte wat Ilse Marie dan ook verlede week gelees het. Wat my betref, ek word alreeds as drankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig enduit volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat ek weer kom, sal die Here, die regverdige regter, dit vir my gee. En nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Probeer so gou moontlik na my toe kom, want Demas het die teenswoordige wêreld lief gekry en my verlaat en na Thessalonika vertrek. Crescens is na Galasië en Titus na Dalmasië toe. Net Lukas is by my. Gaan haal vir Markus en bring hom saam met jou, want hy kan my tot groot diens wees. Tychicus het ek na Efese toe gestuur. En as jy kom, moet jy my reismantel saambring wat ek by Carpus en Troas laat bly het, en ook die boeke vir al die perkamente. Alexander, die kopersmid, het my baie kwaad aangedoen. Mag die Here hom vergeld vir wat hy gedoen het. Jy moet ook vir hom op jou hoede wees, want hy het ons prediking heftig teengewerk. Toe ek my die eerste keer voor die hof moes verdedig, het niemand my bygestaan nie. Almal het my in die steek gelaat. Mag God hulle dit nie toereken nie. Maar die Here het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my die prediking tot sy volle reg kan kom en al die heidene nasies dit kan hoor. En ek is uit die bek van die leeu gered. Die Here sal my red van elke onheil en my behoue in sy hemelse koninkryk bring. Aan hom kom die eer toe tot in alle ewigheid. Amen. Hier is Paulus se afskeidswoorde aan sy geestelike kind Timoteus, waarmee hy Timoteus wil aanmoedig om te volhard in die geloof. Ilse Marie het verlede week ook gesê dat hier is eintlik Paulus se geestelike testament wat hy nie net aan Timoteus nie, maar eintlik aan al die gelowiges nagelaat het. En nou moet ons onthou dat Paulus in die tronk sit terwyl hy hierdie brief vir Timoteus skryf. En om in daardie tyd in 'n Romeinse tronk te gewees het, was geen speletjies nie. Daar was geen luksede soos wat in vandag se tronke is nie. Die owerhede het byvoorbeeld glad nie vir die gevangenes enige kos gegee nie. Hulle families of ander weldoeners moes dit maar gedoen het.
En Paulus sit in die tronk bloot omdat hy die evangelie van Jesus Christus verkondig het. En as ons dan nou terugdink ook aan die gebedsmoment van vanoggend, dan weet ons dat daar wêreldwyd vandag op hierdie oomblik ook mense in die tronk sit. Mense wat erg mishandel word omdat hulle in Jesus Christus glo. Maar dan lyk dit amper asof Paulus homself onderbreek wanneer hy in vers 6 tot 8 na sy eie swaar kry verwys, maar ook na sy volharding. En wanneer ons hierdie dinge wat hy oor homself sê lees, dan klink dit amper asof ons iets van die verhaal van Jesus se lyding lees. Paulus verwys na verskeie mense wat hom in die steek gelaat het. En ons weet dat mense, Jesus se disippels, hom almal in die steek gelaat het, een na die ander, in die donkerste nag van sy lewe, kort voordat hy gekruisig is. En op die einde het Jesus alleen oorgebly. Hy het alleen aan die kruis gehang. Paulus sit alleen in die tronk en wag op sy dood. Hoekom vertel Paulus dit so? Is dit om homself te bejammer, of is dit om homself aan Jesus gelyk te probeer stel? Nee, glad nie. Maar Paulus stel dit so, dat hy deur almal verlaat is, dat hy alleen is, dat hy lyding ervaar, soos wat dit met Jesus die geval was, om vir Timotheus aan te spoor, en om Timotheus daaraan te herinner, dat om Jesus te volg, beteken ook om in sy lyding deel te hê. Soos wat Jesus gelei het, en alleen aan die kruis gehang het, so kan dit beteken, dat elke volgeling van Jesus ook intense lyding terwille van hom moet ervaar. Soos wat ons dan van bewus is wêreldwyd vandag gebeur. In vers 5 sê hy vir Timotheus, maar bly jy in alle omstandighede nugter, verdra lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie en voer al die pligte van jou bediening uit. Verdra lyding. En dan fokus Paulus vir 'n oomblik op sy eie lewe van lyding. Om daardeur vir Timotheus te bemoedig en tot volharding aan te spoor. En hy wat Paulus is, kan dit met oortuiging doen, want hy praat eerstehands uit ondervinding, uit ervaring van lyding en vervolging terwille van Christus. En Paulus gebruik dan 3 voorbeelde om sy lewe in diens van Christus mee te vergelyk. Hy gebruik die voorbeeld van 'n drankoffer, van 'n wedloop en van 'n oorwinnaarskroon. Ons lees in Numeri 15 van die drankoffer, en dit was 'n voorskrif wat God vir die Israeliete gegee het met die oog op hulle aankoms in die beloofde land Kanaan, sodat iets op hulle gewag terwyl God vir hulle hierdie voorskrif van die drankoffer gee. En hy sê vir hulle, wanneer julle in die land Kanaan kom, en wanneer julle dan vir my offers bring, en dan word daar verskillende offers genoem, dan sê die Here, dan moet julle daarmee saam elke keer vir my 'n drankoffer bring. En hierdie drankoffer was dan aan die een kant uit dankbaarheid teenoor God vir hierdie iets groots wat hy vir die Israeliete gegee het, die beloofde land, maar aan die ander kant was die drankoffer ook iets van 'n teken van berou oor hulle sonde teenoor God. En wanneer Paulus dan hier verwys na die drankoffer, en hy sê sy lewe is as 'n drankoffer uitgegiet, dan bedoel hy waarskynlik, maar daar is nie totale sekerheid oor hoekom hy dit so genoem het nie, maar hy bedoel waarskynlik dat sy hele lewe uitgegiet word vir iets groters, soos wat die Israeliete gewag het op iets groters, die beloofde land. Paulus se lewe word uitgegiet as 'n drankoffer vir iets groters,
naamlik die evangelie van Jesus Christus. So Paulus gee sy laaste kragte vir die evangelie. Hy weet sy dood is naby. In die 1953 vertaling staan daar, hy sê my heengaan is naby, en die Griekse woord wat vir heengaan gebruik word hier, en ek weet nie op die oomblik wat daar die Griekse woord is, maar die woord wat gebruik word, beteken letterlik 'n skip wat sy ankers lig om te vertrek. So Paulus kom sê hier letterlik dat sy ankers word uit hierdie lewe en uit hierdie wêreld gelig sodat hy kan vertrek na die hemelse heerlikheid. Die laaste bietjie van Paulus se lewe word nou uitgegiet terwyl hy in die tronk op sy dood wag. Maar dis vir hom die moeite werd, want hy doen dit vir Christus en hy doen dit tot eer van God. En wat my nogal opgeval het terwyl ek nou weer die skrifgedeelte net nou gelees het, is Paulus sit in die tronk en hy verwag sy dood enige dag. Maar hy leef nog steeds met hoop. Want hy tref ook sekere praktiese reëlings met Timoteus. Hy sê vir Timoteus, maar jy moet na my toe kom, en as jy kom, bring sommer my mantel saam wat ek vergeet het, en bring vir my boeke en my perkamentrolle saam, en stuur hierdie een na my toe, en doen dit. So, al weet Paulus sy dood kan enige dag aanbreek, leef hy nog steeds met 'n hoop op die toekoms. En miskien kan ons daaruit ook iets by Paulus leer. Die eerste, die tweede voorbeeld wat Paulus gebruik, is dan die van 'n wedloop, waarna Rikus dan ook in die kindermoment verwys het. Paulus sê in vers 7, ek het die goeie wedloop afgelê, ek het die wenstreep bereik, ek het gelowig enduit volgehou. En weer eens lyk dit asof Paulus hier besig is om homself op te hemel, om op sy eie goeie dade of dit wat hy in die lewe kon bereik, of hy daarop wil klem lê. Maar dit is nie hoekom hy dit doen nie. Weer eens gebruik hy sy eie lewe ook van 'n wedloop en van eindtyd volhard, om daarmee vir Timoteus aan te spoor om self in sy werk as dominee in Efese te volhard. So Paulus lê klem op die inspanning wat dit geverg het om altyd te volhard in sy werk as apostel van Jesus. En dan sê hy, die beloning wat op hom wag, maak alles die moeite werd. En dit bring ons by die derde voorbeeld wat hy gebruik, die van 'n oorwinnaarskroon. Die oorwinnaarskroon waarvan Paulus dan hier praat, is die lewe by God. Paulus stel dit so mooi, ek wil dalk net vir die kinders sê, die oorwinnaarskroon wat ons hiervan lees is dan soos hierdie medalje wat dominee Rikus vir julle gewys het. En in die ou tyd, wanneer iemand dan die wenstreep bereik het, het hulle so 'n kroon van blare op iemand se kop gesit, en dis die oorwinnaarskroon. En Paulus sê die oorwinnaarskroon vir elke gelowige is dan 'n lewe by God. Hy stel dit so mooi in vers 8 as hy sê dat die Here die regverdige regter dit vir hom sal gee. Nie omdat hy dit verdien nie, nie op grond van sy pogings en die feit dat hy enduit volgehou het nie. God gee dit vir hom op grond van God se genade. Want dit is God wat vir hom die krag gee om enduit te volhard. En weer wil ek na die gebedsmoment verwys van Christene wat vervolg word, Christene wat in lande bly waar daar erge vervolging is. Maar hulle bly volhard in hulle geloof
ten spyte van hierdie vervolging. Want hulle weet wat die oorwinnaarskroon is wat op hulle wag, 'n lewe by Christus. En van vers 14 af verskuif Paulus dan die klem na die mense wat hom in die steek gelaat het. Hy sê niemand het by hom gestaan toe hy homself voor die hof moes verdedig het nie. Maar hy hou dit nie teen hulle nie. Hy sê, mag God dit hulle vergewe. En weer klink Jesus se woorde aan die kruis ook, waar Jesus sê, Vader, vergewe hulle. So Paulus noem al hierdie dinge aan Timoteus, om vir Timoteus te sê dat hy wat Paulus is, sy krag, en Timoteus as dominee in Efese se krag, lê nie by mense nie, maar dit lê by God. Al het al hierdie mense Paulus verlaat, dan kon hy nog steeds volhardend aan hierdie wedloop van geloof deelneem, omdat God vir hom die krag daarvoor gee. En daarom sê hy in vers 17, maar die Here het my bygestaan en my krag gegee. Baie Christene wil vandag hê dat Christendom of navolging van Christus baie maklik moet wees. Ons geloof moet tog net nie te veel van ons vra nie. Kerk wees moet net lekker wees. Klink amper soos Potch se lees, nee. Kerk wees moet net lekker wees. Ek wil net lekker sing in die kerk. En ek wil dit net geniet en ek wil daarom net 'n goeie preek hoor, wat 'n goeie preek ook al mag beteken. En die kerk moet my net help om goed oor myself te voel. En as ek iewers by een of ander selgroep of 'n jeuggroep of 'n watse groep is, dan moet dit dan net lekker wees. En daarom baie sosiale geleenthede wees. En ons moet baie braai en ons moet baie lekker dinge doen, want die kerk moet vir my lekker wees. Die kerk moet my lewe vergemaklik en God moet tog asseblief net in al my behoeftes voorsien. Die kerk moet net nie iets van my vra nie. Nie eers om tee na die erediens te bedien nie, maar dit is so 'n bietjie te veel gevra. Ek wil net die tee en die koffie gaan drink en die koekies eet. Maar ek wil net help daarmee nie, want dit sê ek net om netjies. Die groot vraag is, hoeveel Christene vandag nog as volgelinge van Jesus Christus sal volhard as die tronk hulle voorland sou wees, omdat hulle die naam van Jesus bely. En hy sou ons miskien volgend in hierdie erediens almal baie maklik sê, ja, ek sal. As ek vra, steek jou hand op, as jy bereid is om jou lewe vir Jesus te gee, as jy voor 'n keuse gestel word, sweer Jesus in jou lewe af of jy word doodgemaak. Dan gaan ons almal baie maklik ons hande opsteek en sê, maar ek sal dit nie doen nie. Ek sal volhard in my geloof, en dit is maklik om dit hier te sê in 'n erediens waar ons almal veilig voel. Maar dit is nie so maklik om dit in die alledaagse lewe te doen nie. Daar sak ons dikwels uit. Wanneer ek moet opkom vir die Here Jesus, tussen mense, selfs tussen my vriende, dan is dit nie altyd so maklik nie. Paulus gebruik die voorbeeld van 'n wedloop wat inspanning vra om sy lewe as dienaar van Christus mee te vergelyk. Ek is bevrees dat baie Christene sal dalk vandag eerder die voorbeeld van 'n partytjie wil gebruik om hulle verhouding met die Here te vergelyk. 'n Partytjie waar ek die lewe kan geniet, terwyl die gasheer besig is om my die hele tyd te bedien.
Wat 'n kontras. Paulus wat aan hierdie wedloop deelneem. Volhardend, end uit. Omdat hy weet daar wag vir hom 'n oorwinnaarskroon. Terwyl baie Christene vandag eerder maar net 'n kerklike partytjie wil hou, waar God hulle net kan vermaak en kan bedien. En daarom staan ons ook vandag voor uitdagings. En dit is nie net die mense in die vervolgde lande wat swaar kry as Christene nie. Tydens die reformatie van meer as 500 jaar gelede het gelowiges letterlik hulle lewens verloor vir Christus. Wêreldwyd verloor mense vandag hulle lewens vir Christus. Ons het daardie statistieke gesien in die gebedsmoment. Rikus het in die gebedsmoment gesê dat ons word nie so intens vervolg nie. Maar tog is daar op verskillende maniere vervolging van Christene ook in ons eie land. As ons maar dink aan godsdienstpraktyke by skole of by vergaderings of waar ook al, word Christene se stemme al hoe meer stil gemaak. En ons mag tog net nie sê dat die Christendom die enigste ware geloof is nie, want dan diskrimineer ons teen ander gelowe. Maar in al hierdie lande waar die mense ekstreem vervolg word terwille van hulle Christenskap, volhard hulle nogtans terwille van Jesus Christus. Volhard hulle nogtans terwille van die oorwinnaarskroon wat hulle weet op hulle wag. Hulle leef tot eer van God. Hulle neem aan die geloofswedloop deel, want God gee hulle die krag. En hulle sien die oorwinnaarskroon voor hulle. Mag ons op hierdie hervormingssondag terugdink aan al die martelare wat deur die eeue hulle lewe verloor het. En jy sal sien dat hier volgende ook 'n rooi doek hiervoor is, ek het rooi aan. En die rooi simboliseer ook die bloed van die martelare terwille van Jesus Christus. Maar mag dit juis vir ons ook op hierdie dag aanspoor om self te volhard in hierdie geloofswedloop. Nie omdat ons ook goeie mense is en sulke goeie Christene is nie. Maar mag ons volhard, al kos dit ons lewe, omdat ons dit doen tot eer van God. Mag ons volhard, sodat ons en omdat ons weet, die oorwinnaarskroon wag ook vir ons, 'n lewe by God, wat hy vir ons in sy genade gee. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U die hoof van die kerk is. Dat U deur die eeue heen U kerk in stand hou. En dit vir ewig sal doen. Dankie dat U die God is wat nie moeg word en uitsak nie. Maar dat U die God is wat ons versterk elke keer wanneer ons dalk in ons geloof moeg word. Wanneer ons wil uitsak. Wanneer ons wil terugduins. Wanneer ons voel dat die geloofswedloop te veel eise dra. Dan is U die God
wat vir ons die krag gee om innerlik sterk te bly en te bly volhard in hierdie geloofswedloop. Here, ek dink sommer ook op hierdie oomblik aan ons eie gemeentegeskiedenis en ek dink aan lidmate wat vanoggend hier sit, wat van die begin van hierdie gemeente se ontstaan lidmate hier is. Mense wat ook in hierdie gemeente aan die geloofswedloop nog steeds deelneem. Ons dink aan soveel ander wat vandag nie meer hier is nie, maar wat aan 'n geloofswedloop deelgeneem het, sodat daar ook 'n NG Gemeente Meyerspark kan wees, waar daar nog steeds gelowiges is, wat aan 'n geloofswedloop deelneem. En Here, mag ons dit altyd met oorgawe doen. Ek dink aan Paulus wat in die tronk sit en op sy dood wag, maar nog steeds praktiese reëlings tref. Hy het nie op 'n hoopie gaan sit en moedeloos geword nie maar net passief op die einde gewag. Mag ook dit ons aanspoor om te bly volhard, ook in hierdie gemeente, maar dat ons sal bly volhard in die geloofswedloop, omdat ons weet, U, die Heilige God, die regverdige regter, sal in U genade ook vir ons die oorwinnaarskroon gee. En daarom roem ons nie in onsself nie, maar roem ons in Jesus Christus, die ewige oorwinnaar. Amen. Gemeente, ons gebruik in die gereformeerde kerke 3 geloofsbelijdenisse, die baie bekende apostoliese geloofsbelijdenis, en dan ook die geloofsbelijdenis van Nicea en die geloofsbelijdenis van Athanasius. En hierdie jaar herdenk ons die 750ste jaar van die bestaan van die geloofsbelijdenis van Nicea. Nicea is in 325 na Christus saamgestel in die dorpie Nicea in Klein-Asië, waar daar 'n kerkvergadering gehou is en waar teen die dwaalleringe van veral na Arius opgestaan is en dat daar die dwaalleringe verwerp is en toe die oorspronklike geloofsbelijdenis van Nicea ontstaan, maar die finale vorm daarvan is eintlik eers op 'n baie later datum vasgestel by die eerste konsilie van Konstantinopel in 381, so amper 60 jaar later is die finale weergawe soos wat ons dit vandag ken. So ek wil vra dat ons vanoggend ook ons geloof sal bely dan met die woorde van die geloofsbelijdenis van Nicea, maar ons gaan dit so 'n bietjie anders doen. Daar is 'n lied in die vongbundel, lied 502, maar dit is nie vir ons 'n bekende lied nie, en daarom gaan die voorsangers vir ons die lied sing. Die woorde gaan op die skerm verskyn, maar kom ons vra dat die voorsangers dan vir ons voorgaan, ook in hierdie geloofsbelijdenis asseblief. Oh
Scott, kan jy kry? Mag die Here jou seën met ongemak oor maklike antwoorde, halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings, sodat jy in die diepte van jou hart kan leef. Mag die Here jou seën met woede oor onreg, onderdrukking en die uitbuiting van mense, sodat jy kan werk vir geregtigheid, vryheid en vrede. Mag die Here jou seën met trane om te stort vir mense wat pyn, verwerping, honger en oorlog ervaar, sodat jy 'n hand kan uitreik en hulle pyn in blydskap kan verander. En mag God jou seën met genoeg dwaasheid om te glo dat jy 'n verskil kan maak in hierdie wêreld, sodat jy dinge sal kan doen wat ander mense dink nie gedoen kan word nie. Amen.